Seker, ek is aan, ek kan my hoor. Goeiemôre broers en susters. Gaan dit goed met julle hierdie kant? Ek is baie bly om te hoor. Toe Dries my bel en vir my sê soos Dominee Lombard gaan op verlof, sal ek kans sien, toe spring ek amper deur die dak. Ek is so bly om julle vanoggend te kan bedien met die woord, en as dit die Here se wil is, 2 weke van nou af weer. Ek wil graag vra dat julle solank die skrif sal oopmaak op Openbaring 20. Ons gaan van vers 11 tot 15 lees. As julle daar oopgemaak het, wil ek julle graag groet in die naam van die Here Jesus Christus. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag daar vir julle elke genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed wees. Amen. Voordat ons die kosbare woord van die Here gaan deurgaan, wil ek graag vra, kom ons sluit gou die oë en kom ons vra dat die Here hierdie erediens sal seën. Here, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om u woord te kan oopmaak en te leer uit die woord uit, Here. Here, waar ons baie gerieflik hier is, Here, weet ons daar's nasies wat agtertoe deure ondergrond u woord moet oopmaak om dit te kan lees. Dankie dat ons dit openlik kan lees vandag, Here. Here, ons wil kom vra dat u elke persoon wat vanoggend hier sit, en dies wat aanlyn gaan luister, dalk nie vandag nie, maar dalk oor 'n maand, oor jare, hierdie boodskap gaan hoor. Here, dat hulle ingestel sal wees op die woord. Here, en ons wil kom vra dat u woord hulle sal wakker maak, en ons wil kom vra, Here, dat u in hulle harte sal werk, Here, want vanoggend se boodskap is 'n baie nugtere boodskap. Dis 'n boodskap wat baie mense nie wil hoor nie. Dis 'n boodskap wat mense voorweg hardloop. Maar Here, ons wil kom vra dat u hierdie boodskap in hulle harte en hulle gedagtes spook, dat hulle nie daarvan af weg sal hardloop nie, en dat hulle tot inkering sal kom en bekeer van hulle sondes af. Ons wil kom vra bo dit al, dat u verheerlik sal word in vanoggend se boodskap. Versterk my, help my, dat hierdie boodskap reg oorgedra gaan word, Here, want ons is besig met 'n kosbare gedeelte van die skrif. En in dit, Here, loof en prys ons u vir alles wat u doen. Mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees wat dit vir ons sal oopbreek vanoggend ook. En ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In hierdie week het Dominee Wimpie Snyders 'n brief gerig daar op Facebook. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Hy het 'n baie treffende opening gegee in sy brief wat hy deurgegee het. Ek gaan dit vir julle lees. Hy het geskryf: U is in alle waarskynlikheid net so bewus as ons van die haaglike toestand waarin die volk ons tans bevind. Wanneer 'n mens let op die nuusgebeure, is daar tereg baie rede tot kommer. Ons het 'n goddelose regering wat openlik kant kies teen die volk van God. Ons lewe in 'n samelewing wat gebuk gaan onder ongeregtigheid en korrupsie op alle vlakke. Rondom ons skryp die militante islamitiese ideologie ook al hoe nader. Die Here, sy dag en sy woord word toenemend geminag en verwerp. In hierdie week daar in Bloemfontein en laasweek het ons die voorreg gehad om Dominee Jurgens Prinsloo daar by ons te gehad het om wederkomsdienste aan ons oor te dra. En hy het baie klem gelê op hoe dit met Israel gaan in hierdie tyd. En hy praat oor die nasies wat gaan oorlog voer teenoor Israel en hoe dit gaan uitspeel. En hy het klem gelê oor hoe Rusland uit die noorde gaan uitkom om oorlog te voer teenoor Israel self ook. En hy het ook klem gelê dat Rusland is nie alleen nie, want hulle is in vennootskap
met ander lande ook. So vir julle wat ook nuus kyk, julle sal weet BRICS, Suid-Afrika is deel van Rusland se span. Nou ek moet vir julle sê, dit moet nogal so 'n angstige gevoel wees om te besef dat jou land is in die verkeerde kant van die oorlog. Om oorlog te voer teenoor God se volk self is 'n baie gevaarlike plek om te wees. En dit voel dat dit is sleg om te besef dat ons land is besig met verkeerde besluite wat ons lewens in gevaar kan bring. Maar die probleem lê nie net met hulle vennootskap saam met vyande nie. Die probleem lê self in die land. Ons land is daar baie onreg wat aangaan. Julle elkeen kan getuig daarvan. Die korruptheid is die meeste is 'n leefstyl wat baie politieke leiers aanneem. Die moordsyfers is besig om te styg. Die misdaad begin die oorhand kry. En jy raak nogals redelik bekommerd, want jy's bang, wat as dit na my kant toe kom? Wat as dit na my familie se kant toe kom? Wat as dit my kinders tref? Wat as dit my kleinkinders tref? En dan dink jy, hoe op die aarde is dit moontlik dat hierdie mense wegkom met alles? Hoe is dit moontlik dat hulle net 'n klap op die hand kry en gevra word, moet dit asseblief nie weer doen nie? En wat is die eerste ding wat hulle doen wanneer hulle weggaan? Hulle gaan doen dit weer. Hulle kom net skotvry van dit af. En dan kom die vraag, gaan hulle altyd wegkom met dit? Gaan daar gereg geskied word? Gaan iemand hulle kan aanspreek teenoor die misbruik van hulle mag? Gaan iemand hulle aanspreek oor hulle diefstal wat hulle mee weggekom het? Die moord? En so benoud soos wat ons is, wil ek julle vanoggend troos en waarsku. Ja, daar is 'n dag wat alles weer oopgekrap gaan word. En jy sal daardie dag ook sien. En vanoggend wil ek julle 'n bietjie ver vat in die toekoms. En dis 'n toekoms wat baie mense voor wil weghardloop. Ek wil vir julle vanoggend, voordat ons hierdie stuk gaan lees uit Openbaring, het ek 2 versoeke aan julle. Vanoggend, soos wat jy hier luister, 2 goedjies wat ek julle wil vra. Griet, het ek hom nou daarso gemis. 2 versoeke. Eersteen, jy moet jou verbeelding nou gebruik vanoggend. Die Here het vir jou 'n kosbare verstand gegee. Jy kan jouself inleef in hierdie skrif in. En die tweede een wat ek vir jou wil vra, is wees net vir nou die vlieg op die muur, soos hierdie nou gaan plaasvind. OK, so kom ons lees in Openbaring 20 vers 11 tot 15. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. En dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Tot sover. Nou, dis vir my baie interessant dat jong mense, daar's ouer mense ook, nie aan die ewigheid wil dink nie. Hulle dink net aan nou. As jy vir hulle vra soos, wat wil jy word, of wat dink jy van die toekoms? Nee, ek wil nie nou daaraan dink nie. Jy weet, ek geniet nogals my lewe nou hierso. En ek weet ook nie waar hierdie boodskap vanoggend gaan trek nie, maar ek hoop dit trek jong mense. En as jy kinders het hierso vanoggend, wat nie hier in die kerk is, of glad nie kerk toe gaan nie, moedig hulle aan, om hierdie boodskap te luister, en ook Openbaring 20 vers 11 tot 15 te lees. Want vanoggend se boodskap gaan baie nugter wees. In die verse wat ons vanoggend gelees het, sien ons
dat daar gaan 'n finale oordeel wees. In Romeine en in die brief van Judas en in Handelinge 17 lees ons dat dit is 'n dag van oordeel. Dit is 'n dag wat God vasgestel het om die wêreld in geregtigheid te oordeel. En hierdie dag kom baie vinniger nader as wat ek en jy dink. En tog is daar mense wat 'n wetenskap met hulle lewens maak en glo dat hierdie dag nooit sal plaasvind nie. Hoekom nie? Want hoe kan 'n liefdevolle God sulke slegte straf uitdien? Een ding wat ons weet van God se karakter, omdat hy liefde is en lief is vir goed, het hy 'n haat vir die sleg. En hy sal reg laat geskied. En dis 'n baie slegte wetenskap wat jy met jou lewe moet maak, om te dink dat God nie hierdie dag gaan laat plaasvind nie. Hierdie dag is aan die einde van die mens se geskiedenis. Hoor mooi, alles wat jy weet van die mens se geskiedenis, Jan van Riebeeck, verder af jou geskiedenis wat jy ken, tot en met die begin van tyd, toe dit begin het, gaan tot 'n einde kom. Dit wat jy weet as die mens se geskiedenis, kom tot 'n einde, en dit eindig alles by die wit troon oordeel. Dit vind plaas net na die groot verdrukking, na die 1000 jaar vrederyk, net voor die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek wil vir julle vanoggend vertel oor die belangrikheid van hierdie hofsaal, en ons gaan dit nou 'n bietjie inkleed. Dis hoekom my tema is die laaste hofsaak wat saak maak. En ek wil hê jy moet jou vanoggend inleef en die vlieg op die muur wees. Dit is die hoogste hof in die hemel en die aarde. Dit is die Hooggeregshof van die heelal. Dit is 'n hof met geen appel nie. Elke persoon wat hier staan is nie waarlik gered nie. Hulle is buite Christus. Elke verlore sondaar gaan individueel gedagvaar word en hulle gaan voor die oordeelsbank staan voor die Here Jesus Christus en hulle sal hulle dag voor die Here kry. Die getuienisse sal aangebied word en daar sal getuienisse wees. Habakuk vertel vir ons dat die mure gaan getuig. Daar sal soliede getuienisse en bewyse wees en geen manier om hier uit te kom nie. Dit sal teen hom of haar gebring word. Daar sal nie 'n simpatieke regter wees nie. Daar sal nie een druppel genade wees wat uit hierdie troon gaan uitkom nie. Daar sal geen prokureur wees wat jou ooit sal kan verdedig hierdie dag nie. Dit is die persoon en die persoon alleen wat daar gaan staan. Daar sal nie 'n verhoor van geregtigheid wees nie, net volmaakte oordeel wat hier gaan uitkom. Daar sal geen parool wees vir jou nie. Jou tydperk in die tronk gaan nie korter wees nie. Jy sal nooit ontsnap nie. Jy sal nie. Dit is ewig en dit is hel. Vir altyd. En so jy moet besef hier vanoggend, jy is nou besig om 'n boodskap te hoor, wat jy nooit eendag voor gaan sê, ek het nie geweet nie. Want jy weet vanoggend. Nou verbeel jou, terwyl ons dink aan die hemel en die aarde, moet ons vanoggend op die einde van tyd kom. Wees daai vlieg op die muur. Dit is nie 'n denkbeeldige toneel nie. Dit is 'n werklikheid. Dit is die dag wat God op sy profetiese kalender gesit het en dit gaan gebeur. Nou daar is 'n paar waarhede wat ek wil hê ons moet kyk wat hier gaan plaasvind uit hierdie grafiese beelding wat vir ons gegee is. Eerstens, die omgewing. Let op die omgewing. Johannes skryf vir ons daarso in vers 11. Hy sê vir ons, en ek het 'n groot wit troon gesien. Dit is groot. Nie net omdat die omvang van dit groot is nie, maar dit is groot van krag. As jy al ooit by 'n hof opgedaag het en jy moet daar binne wees, jy raak benoud.
Daar's hoeveel mense vandag wat weet wat hulle gaan kry, die oomblik wanneer hulle daar ingaan, en wat doen hulle? Hulle hardloop weg. En soos ons gelees het, hulle sal weghardloop, en daar sal geen plek vir hulle wees om te kan ontsnap nie. Kan jy jou verbeel hoe groot hierdie plek moet wees? Jy gaan so klein voel. Dis letterlik en figuurlik groot. Dit is groot van autoriteit. Dit is groot van status. Dit is wit, want dit het reinheid in hom in. Dit is rein. Daar is nie een vuil kol by hierdie hofsaal nie. Daar is geen ongeregtigheid hierson nie. Dit is suiwer. Daar sal geen vuil bedrog vanaf hierdie troon uitkom nie. Dit is heilig, dit is groot, dit is merkwaardig, dat elke persoon wat daai dag daar gaan staan, die enigste vuil kol sal wees. En hulle sal dit voel, en hulle sal dit sien. Dan kyk ons na die troon. Ons het gesien, hy's groot, hy's wit, en dis 'n troon. Die troon praat van sy doel. Net 'n ware, hoogs geagte koning en regter kan op hierdie plek sit. Dit is uniek. Geen korruptheid sal ooit van hierdie troon uitkom nie. Geen troon sal ooit kan meet by hierdie plek nie. Dit is net vir die koninklike en dit is net vir die regter. Dit is waar die besluit vanaf gemaak gaan word. Die finale uitsprake gaan hier af uitkom. Die vonnisse sal nie omgekeer word nie. Alle oordeele wat hiervan uitkom, gaan perfek wees, want dit is die hofsaal van die heelal. Die uitspraak is perfek. Daar is geen partydigheid wat hier gaan plaasvind nie. Geen invloed wat van buite af gaan inkom om hierdie hele stelsel te besoedel nie. Niks gaan help nie. En hoe weet ons dat hierdie dag gaan plaasvind? As jy gaan kyk in die Ou Testament, 176 verse in die Ou Testament sê vir jou dat hierdie dag gaan plaasvind. In die Nuwe Testament alleen het ons 258 verse wat vir ons bevestig dat hierdie dag gaan plaasvind. Moet nie daai wetenskap maak en dink dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan gebeur. Ek lees vir julle een van hulle. Psalm 9 vers 6 tot 9. U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Die vyande het omgekom, pynhope vir ewig, ook die stede wat u verwoes het, hulle gedagtenis, ja, die het vergaan. Soos ek vir julle gesê het, die mense geskiedenis wat jy dit geken het, is weg. Dan, vers 8, maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reg gesit vir oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Moenie dwaas wees nie. Moenie dink dat hierdie dag gaan nie plaasvind nie. Ek wil hê jy moet ook opmerk nou wat hy sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Die een wat hier sit is niemand anders as die Here Jesus Christus nie. Hy sit omdat hy aktief besig is om sy werk te doen. Hy is gekroon. Hy is die een wat gaan regeer. Hy is die een wat gereed is om te oordeel wat hier plaasvind. En hoe weet ons dat Christus is die een wat die regter gaan wees? Daar's klomp tekste, maar ek lees vir julle een. Handelinge 10 vers 39 tot 42. Aan ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan al die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink en nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan al die volke te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en
dode. Jesus Christus is daai een. Kan jy dink hoe gewelddadig gaan dit wees op daai dag? Hierdie lam word 'n leeu. Sy prooi staan voor hom, hy gaan hom vermorsel. Jy sal nie ontsnap nie. Die leeu het genoeg waarskuwings gegee. Jou hele lewe lank het jy waarskuwings gekry. Bekeer jouself. Jy gaan nie weghardloop nie. Nie hierdie keer nie. Hy gaan jou verpletter. Hy gaan jou vermorsel. Alle verlore sondaars staan hier voor hierdie regter. Hulle sal geen plek hê om weg te hardloop nie. Hulle lewe lank het hulle Christus geïgnoreer. Hulle het Christus verloon. Hulle het vir hom gelag. Hulle het hom gespot. Hulle het sy naam ydelik gebruik. Hulle het Christus verklein. Hulle het speletjies met hom gespeel. Hulle het hom verwerp. En nou in hierdie laaste dag, wat hulle hele lewe lank dit aan hom gedoen het, hoe hulle daai man behandel het hulle dag in die hof voor hom. En hy is die een wat aksie sal neem. Hulle sal na hom kyk. Hoe gaan hy lyk? Openbaring sê vir ons daarso in die begin, sy voete is gloeiend, sy oë gaan wees soos vuur, en wanneer die regter gaan praat, gaan dit wees soos baie waters. Wat beteken dit? Jy gaan dalk net 'n verskoning wil gee, hy sal oor jou praat, want jy het nie 'n sê nie. Jy gaan verdrink in sy stem. Sy uitspraak alleenig sal gehoor word. Dit is die toneel wat ons kry in Openbaring van die groot wit troon. Elk wat nie waarlik gered is nie, gaan hierso staan. Die tweede een, die dagvaarding wat hierso uitgelewer gaan word. Ons lees hierso, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Nou, hierdie is nogals iets wat mense oor vra. Al die groot mense en al die klein mense. Die groot mense verwys na die groot mense wat al in die bestaan van die wêreld was. Mense soos Farao, mense soos Herodes, mense soos Alexander die Grote, Napoleon, Adolf Hitler, Joseph Stalin, mense vandag, groot mense wat hulle mag misbruik om mense dood te maak. Dis die groot mense wat voor die Here sal staan en hy sal reg laat geskied. Die klein mense, dis die mense wat nie regtig 'n invloed het in hierdie wêreld nie. Dit is hulle wat hulle lewens gelei het en wat baie onduidelik was. Dit is mans en vrouens wat op klein skaal gelewe het en geloop het. Met ander woorde, is mense wat 'n normale werk doen. Mense soos jou buurman. Mense wat 'n salaris trek. Mense wat jou genote is by die werk. Mense soos jou klasmaats. Niemand anders weet regtig van hulle nie. Hulle het net gewone lewens gelei, maar die Here sien en die Here weet van hulle en hulle sal hulle dag kry voor hom. En terwyl ons kyk na hierdie groep mense, jy wonder dalk nou, wat is hierdie groep mense wat voor hom gaan staan? Die eerste groep. Die uit en uit sondaar. Dis hulle wat geweldig baie gesondig het. Dit is die groep mense wat Jesus in sy gesig gespoeg het. Hom forceer het 'n doringkroon op sy kop. Hulle wat vir hom uitgelaag het. Hulle wat hom geslaan het, hom vermorsel het. Hulle wat Jesus haat, hulle wat die kerk haat, hulle wat die Bybel haat. Lees wat sê 1 Korintiërs 6 vers 9. Of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie. Hoor mooi, moenie dwaal nie. Geen, wat beteken daai woord geen? Niemand. Nie een van die wat nou geroep gaan word. Geen hoereerder, geen afgodsdienaar, geen egbrekers, of wellustinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Die is die groep mense wat nie in sal gaan nie. Dis hulle wat skaamteloos gesondig het. Hulle wat 'n konstante lewe leef in rebellie teenoor die Here
en hulle sal hulle dag in die hof kry. Die tweede groep mense, die tweede groep mense, die ander godsdienste. Johannes 14 sê vir ons daar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Dis elke ander geloof of kult, wat ook al jy dit wil noem. Dit is hulle wat Mohammed aanbid, wat Satan aanbid, Boeddha, Maria, Mormone, die wat Joseph Smith aanhaal, die Jehovah getuies, hulle staan daar, want hulle het 'n eie godsdiens gevorm. Hulle gaan daarso staan, en hulle gaan sien, dat dit wat Christus gesê, dat hy is die enigste weg, gaan besef, hulle was al die tyd verkeerd gewees. En dan kry jy mense soos Oprah Winfrey, en 'n ander voorspoedsteoloog, wat sê, dit is onmoontlik, om net een weg te hê, net een. Hoeveel weë wil jy hê? Daar's net een oplossing, jy het nie nodig om ver te gaan soek nie. Dit is hulle wat die waarheid van die Here van die lewe verruil vir 'n ander God, wat hulle gemaak het. Hoe dwaas moet 'n mens wees? Dan kry ons die derde groep. Die derde groep mense is die mense wat uitstel. Hulle weet hulle is sondaars. Hulle weet dat Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die verlosser. Hulle is van plan om by Jesus uit te kom. Maar net nie nou nie. Net nie nou nie. Want ek sal by hom uitkom, jy weet, as ek net bietjie beter doen in my werk. Ek sal by hom uitkom as ek gaan trou. Ek sal by hom uitkom wanneer ek kinders het. Maar net nie nou nie. Dis nou bietjie te chaoties in my lewe. En daardie dag sal nooit kom nie. Wat is daai wat ons so lief is om voor te sê, van uitstel kom, afstel. Julle moet sien daarso in Spreuke 27 vers 1. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. En dan is daar mense wat nie die geleentheid wil gebruik nie, maar hoor wat sê die Bybel. 2 Korintiërs 6 vers 2. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Nie môre nie, nou. Jy moet die geleentheid nou vat. Jy weet nie wat hier gaan gebeur as jy hier uitry nie. Jy weet glad nie. Ek meen, selfs toe ons hierdie kant toe gekom het, die mense ry so onverskillig. Dis in 'n oogwink, dan's dit verby. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Gebruik die geleentheid nou. Die vierde groep mense, die eie geregtige mense. Hierdie mense, julle kry baie van hulle. Hierdie mense glo dat hulle is regtig goeie mense. Hierdie is die mense wat glo dat die evangelie is vir die dief, die prostituut. Maar dis nie vir hulle nie. Hoekom nie? Ek is 'n goeie mens. Ek sal oukei wees. Hierdie persoon was nog nooit wedergebore nie. Maar hulle dink, deur hulle lewe wat so goed is, en dat hulle goeie mense is, dat hierdie regter eendag na hulle goeie werke sal kyk. Ag, kyk net na alles wat ek gedoen het. Sien net wat ek doen. Kyk hierso in Lukas 18 vers 11, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. En hoe klassifiseer hulle? Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaars nie. 'n Tollenaar daai tyd was die slegste van slegte. Dus hoekom maar die tollenaar een kant druk, of soos hierdie tollenaar nie. Ek is tog net beter as hulle. Dankie dat ek nie soos hulle is nie. En dan die laaste dag. Hierdie is 'n baie sensitiewe een. Die verlore kerkgangers. Die verlore kerkgangers is die laaste groep. Hulle sal gedagvaar word. Hulle sal hulle dag voor die Here Jesus Christus sê.
Hulle dink omdat hulle kerk toe gegaan het uit 'n tradisie uit en nie uit ware liefde nie, dit gaan hulle red. Hulle name is in die kerk se boeke. Hulle name is op die kalenders. Hulle name is in boekies. Hulle name is oralste. Daar's net een plek waar hulle naam nie is nie. In die boek van die lewe. Hoe tragies is dit nie? Dat jy kom sit en jy dink, deur jy wat net kerk toe kom uit 'n tradisie, kom ons hoor maar net wat sê die dominee, ek wil net huis toe gaan. Jy dink dit gaan jou red? Moenie dwaas wees nie. Jy val in daai kategorie in. Dit is hulle wat gaan staan en sê, Here, het ek nie al hierdie goed gedoen nie? Het ek nie kerk toe gegaan nie? Het ek nie sonndagskool gegee nie? Het ek nie voorgesing nie? Het ek nie gedit of gedat of al daai goed nie? Is hulle wat die grootste gaan praat, want hulle het nooit regtig 'n lewende verhouding gehad met die Here Jesus Christus nie. Hy gaan sê, gaan weg van my af. Hulle sal na hom luister. En vandag ook, as jy vanoggend hierso sit, en jy staan vas in die Here Jesus Christus, jy word gelyk in die konteks van Matteus 7, as jy luister na dit, en jy neem dit ter harte, jy gaan vergelyk word soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Die winde gaan kom, die storms gaan teen jou slaan, maar jy sal staande bly. Maar verwerp hierdie vanoggend. Verwerp die boodskap van die Here Jesus Christus. Verwerp hom in jou lewe. Wat gaan gebeur? Jy gaan vergelyk word as 'n man wat sy huis op die sand gebou het. Gaan kyk bietjie as jy by die see was, kinders, net daar by daai water. Bou hulle kasteel, daai waters kom, daar's amper niks meer oor nie. Moet nie 'n swak fondasie bou nie. Hierdie mense is nooit wedergebore nie, en die Here Jesus Christus self het gesê, as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal nie eers die geleentheid kry om net daarin te loop nie. En soos hierdie dagvaarding dan nou gelees gaan word, wil ek hê jy moet opmerk in vers 13, die krag van hierdie oproep. Ek gaan gou kyk hierso. Nee, terug. Daar sê, vers 13. En die see het die dode gegee, wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee, wat daarin was. In vandag se tyd, as 'n skip sink daarso en daar's nie hulp vir hulle nie en daai mense moet doodgaan, selfs in die oeroue tye, en daai liggaam sink in die diepte van die see, geen persoon sal daai liggaam ooit weer opspoor nie, van hulle dalk nie. Hulle lê op die bodem, hulle was dalk geëet deur haie of hoe ook al die geval. Wanneer hierdie oproep uitkom, sal hulle uitkom. Want die een wat die oproep gee, het die krag daarvan. Hy het die krag van die aarde en die hemel. Selfs as jy gaan kyk in Jesus se leeftyd, hoe die natuur homself gehoorsaam het. Hy het die krag daarvan en hulle gehoorsaam hom. Die mense se liggaam en siel sal weer geheg word aan mekaar en hulle sal hulle dag voor die Here hê. Maar nou wil ek weer hê jy moet opmerk by vers 12 van die sondes wat gelees gaan word. Ek dink ek het hom daar gesit. Nee, ek het nie. Vers 12. En die boeke is geopen en 'n ander boek. Die boek van die lewe is geopen. Die eerste verklaring is meervoud. Die boeke is oopgemaak. Wat is hierdie boeke? Die boeke is God se presiese rekord van elke lewe. Hy het boek gehou van alles wat jy gedoen het. Dit is God wat elke dag, elke gedagte, elke motief, elke daad, elke vuil grap, elke woord van elke ongeredde persoon opgeskryf het. Niks in daardie boek is nutteloos neergeskryf nie.
Selfs die sondes wat die persone vergeet het, jare terug laas gedoen het, dit sal daar geskryf word. En al daardie persone se sondes gaan gewys word vir almal om te sien. Verbeel jou, dalk net so toneel. Hier staan Christus, jy staan hier, almal wat geoordeel word, en dit is triljoene mense, ongeteld. En jou lewe word op 'n skerm gewys vir almal om te sien. O, die skaamte wat deur jou gedagtes en jou wange moet gloei, want nou gaan elke persoon weet wat jy regtig mee bedoel het, waarmee jy besig was, wat jy gedink het niemand gaan jou sien nie, dit gaan gewys word. Die geraamtes gaan uit die kas begin dans. Alles wat jy in die geheim gedoen het, gaan uit die dakke basyn word. Prediker 12 vers 14 sê, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Jesus gaan nie daarvoor staan en babbel nie. Alles wat hy gaan sê is waar. Niks is vir hom verborge nie. Hy is die God wat sien en hoor. En God vereis dat sonde gestraf moet word. Dit is wat sy geregtigheid vereis. Paulus skryf vir ons in Romeine 6 vers 23 dat die loon van sonde is die dood. En dan sien ons in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Hy's nie 'n grap nie. Want net dit wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Geen sonde sal oorgesien word in daardie dag nie. En in jou eie lewe is daar so baie. Elke sonde gaan volmaakte oordeel kry van Jesus Christus af. Dink net aan wat dit sal wees om voor Christus te staan op daardie dag. Geen bloedversoening nie. Geen vergifnis wat daar vir jou is nie. En daardie dag is te laat. Daar sal geen tweede kans meer wees nie. Jy het jou spesiale dag gekry. En die mense, hulle gaan huil. Hulle gaan sê, Here, nee, dit kan nie wees nie. En hy gaan sê, dis jou lewe. Dis wat jy wou gehad het. Jy wou 'n lewe gehad het sonder my. Jy wou gaan sonde doen. Jy wou al hierdie goeders gedoen het. Wat doen ek? Ek gee jou presies wat jy wil hê. Jou wens gaan waar word. Dis 'n lewe sonder my. Jy kry dit. En wanneer jy in daai hel is jy daar want jy verdien elke ding wat na jou toe kom. Want jy wou sonder hom gelewe het. Jy het gekry wat jou hart so voor begeer het. Dan lees ons, 'n boek is oopgemaak. Wat lees ons van hierdie boek? Dis die boek van die lewe. Hoekom is hierdie boek daar? Dis om vir die ongelowige persoon wat daar so staan te wys, jy het my nooit gekies nie. Jou naam staan nie hier nie. En volgens die bewysstukke wat nou net ingedien was, jou lewe getuig daarvan. Jy wou my nooit gehaat het nie. En so word hulle geoordeel volgens hulle werke. Vers 12. Niemand wat daar staan sal onnodig daar staan nie. God openbaar homself aan almal. Ons weet dit. Deur drome, deur mense, deur die natuur, deur sy woord. Geen persoon gaan daar staan en gesê ek het nooit gehoor van hom nie. Selfs die persoon wat op die eiland sit, het in sy gedagtes iemand moes hierdie boom gemaak het. Dis God se openbaring aan hom en hy gee erkenning daarvoor. Niemand sal hier onskuldig wegstap nie. Daar sal geen genade wees nie. Jy sal niks genade ontvang nie. Niemand gaan hierso vergewe wegstap nie. Niemand stap uit met 'n tweede kans nie. Selfs die mense wat baie blootstellings gekry het, die mense wat hierdie boodskap gaan hoor, hulle gaan net nooit kan sê, ek het nie geweet nie, want die Here sê, hulle wat meer blootstelling het,
gaan erger gestraf word. So kom baie mense nie wil kerk toe gaan nie. Ek wil net meer onskuldig daar instap. Jy is so verlore soos wat kom. Uiteindelik die uitspraak wat nou gelewer gaan word, wat uitgereik gaan word in vers 14. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dis op hierdie punt wat Jesus vir hulle gaan sê, gaan weg van my. Julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Klomp tekste praat van hierdie hel as 'n vuur van swavel, 'n vuuroond, 'n vuur wat sy vyande verteer, 'n rookoond, 'n poel van vuur. Die geween en die geknars van tande sal gehoor word, die pyn gaan so oorweldigend wees, daar sal geen hulp kom vir jou nie, daar sal geen bron van water wees vir jou nie, want jy het die bron van lewende water verwerp. Jy sal dors bly tot in ewigheid. Hulle sal geskei wees van die genade van die Here en net sy volle toorn ontvang. En dis die tweede dood. Van vers 14. Die eerste dood is fisies en die tweede een is ewig, geestelik en fisies. Matteus 10 vers 28 sê vir ons, ek dink ek het hom opgesit, ja, daar is hy. Matteus 10 vers 28 sê vir ons, moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Hoeveel emosionele pyn het jy al ervaar in jou siel? En daai siel wat jy gaan hê in die ewige lewe, gaan jou spook van elke boodskap wat jy gehoor het en verwerp het. Daai siel gaan jou konstant laat ervaar, jy wou hom nooit gehaat het nie, en jy gaan kwaad wees. Jy gaan kwaad wees vir jouself, jy gaan kwaad wees vir hom, maar jy is die probleem. Dan laastens, in Openbaring 20 vers 15 lees ons die volgende. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Vir eeue en vir die millenniums wat gaan kom, sal dit nooit ophou nie. Daar sal nooit verligting wees nie, en geen dokter wat jou sal assisteer om verligting te gee nie. Broers en susters, vanoggend is 'n baie nugtere boodskap. Ek en jy moet vandag hier uitstap nederig. Almal van ons verdien om voor hierdie troon te staan. Elkeen van ons. Want Christus het jou kom red ook. En hy bied dit uit vir ander mense ook, maar hulle wil hom nie hê nie. Hy het jou kleed, as jy vanoggend hier is en jy's in die Here, het hy jou vuil kleed gevat en hy het dit geruil vir sy skoon kleed. Jy's bekleed met die bloed van Jesus Christus. Hy maak jou witter as sneeu. Wat 'n wonderlike transaksie het plaasgevind. En die verskil tussen die mense wat by die wit troon oordeel staan en die kinders van die Here, is hulle wou hom gehaat het, want hy het hulle eerste gekies ook. Hy het eerste uitgereik en hulle het gereageer. En hy is lief vir hulle. Ons moet dankbaar wees vanoggend, maar dit moet ons ook motiveer om te evangeliseer. Weet jou buurman van hierdie dag wat gaan kom? Weet jou buurvrou daarvoor? Weet jou kollega hierdie dag gaan kom? Weet hulle dat hulle ook eendag voor die regterstoel van Christus gaan staan? In my hart self is baie seer oor hierdie waarheid, want ek het baie naaste familie wat hierso gaan staan die dag. Baie naby mense, my hart is seer. Miskien is jou kinders hierso ook. Miskien gaan jou kleinkinders hierso wees. Maar dit moet ons aanspoor om vir mekaar te bid, dat die Here in daai individu se lewe kan raak,
Kan jy dink, jy is vir 'n ewigheid geskei van die Here, jou kleinkinders, jou kinders, jy sal hulle nooit weer sien nie, nooit weer van gehoor word nie. As jy vanoggend hier ingestap het, en jy het gedink, dit gaan 'n oulike boodskap wees, is jammer. Jammer, jou verwagtinge was nou nie dit wat jy gekry het nie, maar die Here het vanoggend kom spreek deur sy woord. Vanoggend as jy hierso sit en jy's verlore, die hemelse hek is vir jou vanoggend oopgeswaai. Jy kan na hom toe kom. En hy sê in sy woord, jy sal op geen manier weggewys word nie. Dit is sy genade teenoor jou. Die wit troonoordeel is iets wat niemand kan vry spring nie. Niemand gaan verdedig word nie. Niemand gaan wegkom met moord nie. Die betaling sal voluit gedien word. En die ding wat ek wil hê, is julle moet besef, dis nou baie naby aan daai tyd ook. Dis later as wat dit ooit was. Daar's 'n meisiekind, sy het hierdie tyd in die bed gelê en dit is baie laat en gewoonlik het die kerkklok net so van agteraf, as dit 1 uur is, dan het hy 1 keer gelei. As dit 2 uur is, het hy 2 keer gelei. En so het hy aangegaan. En sy lê die aand en sy hoor, dis 11 uur en hy slaan 11 keer en sy tel dit 1, 2 tot en met 11. En toe dit 12 uur slaan, hoor sy 1, 2, gaan dit tot by 11, 12, 13. Daai meisiekins, iets is nie reg nie. Daar hoor sy 14. Hoorie, maar sy skrik. Iets is nie reg nie. Sy hoor 15. Sy spring daarop en sy hardloop na haar ma se kamer toe. Toe sy die deur aankom, 16, 17. Sy klop die deur. Mamma, mamma, en mamma maak die deur oop. 18. En mamma vra, wat gaan aan my kind? Mamma, dis nou later as wat dit ooit was. Broers en susters, vanoggend is dit later as wat dit ooit was, maar jy het nog geleentheid vanoggend. My laaste vraag aan jou, is jy nog die vlieg op die muur, of is jy ook iemand wat hier sal staan, by hierdie wit troonoordeel? Dit moet jou aanspoor vanoggend, om te bekeer van jou sondes af. Hou op met jou lewe van rebelsheid teenoor die Here. Hy laat hom nie bespot nie. Hy staan op sy woord en sy woord gaan hy teen jou bring, want jy het dit gehoor. Draai vanoggend na die Here toe. Spring hierdie verskriklike dag weg en val in die arms van die Here Jesus Christus, waar hy jou gaan ontvang en sê, kom in, goeie en getroue dienaar. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die boodskap vanoggend. Dankie vir die waarhede van die skrif wat vir ons ontbloot is. Dankie vir u getrouheid. En dankie dat u vanoggend hierso kom werk het. Here, my roep en my pleit, Here, is dat u die mense wat vanoggend hierso sit, se harte sal ruk. En vir die mense wat luister en vir wat dit nog gaan luister, ruk hulle, Here. Ek kan nie dink wat so meer verskriklike dag is as hierdie dag nie, Here. Ek kan nie meer dink hoe sleg dit sou wees om vir 'n ewigheid nooit weer van die persoon te hoor of te sien, of 'n glimlag te sien nie. Ek kan nie dink die ergste van alles, Here, om nooit weer by u te wees nie. Ag Here, wil u nie ons harte kom roer vanoggend, ons moed sal gee om met ons naaste te gesels oor hierdie verskriklike dag wat kom nie. Here, dis ons gebed. Mag ons hier uitstap, baie nederig en nie hoogmoedig nie. En nie dink omdat ons oulike mense is, dat ons gered gaan word nie. Ons het duidelik gesien, dit gaan nie help nie. Mag u deur ons lewens verheerlik word. Amen. Ons gaan nou afsluit, ek dink met die laaste lied, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek, en dan kan ons voortgaan.
voor ek vergeet, JJ, die dominee se seun, het gesê ek moet vir julle groete stuur. Ontvang dan nou die seën van die Here uit Judas vers 24 en 25. Aan hom nou, wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.